Hallo almal. Vandag wil ek oor iets baie belangriks praat. Iets wat so baie vroue op 'n stadium ervaar, maar waaroor ons dikwels stil bly, en dis borspyn. Die dokters noem dit mastalgie. En ek weet, die oomblik as jy daai pyn in jou bors voel, dan begin jou kop dadelik spin, né? Dis heeltemal normaal om dadelik bekommerd te raak en te stres. 'n Mens dink sommer aan die ergste. En dis presies hoekom ons vandag hieroor gesels. Ons wil 'n bietjie van daai vrees wegneem en duidelikheid bring. Goed so, hier is ons plan. Eers, wat presies is borspyn? Dan, die groot vraag oor jou kankerrisiko en ons gaan sien hoekom dit so laag is. Derdens, hoekom maak dit seer? En dan, die praktiese goed wat jy nou kan doen om te help en heel laaste, wanneer is dit nou regtig nodig om dokter toe te gaan? Reg, so kom ons begin by die heel begin. So, mastalgie is eintlik maar net die dokter se fancy woord vir pyn in een of albei jou borste. En hier's iets interessants, dis baie dikwels idiopaties. Nou, moenie skrik vir daai groot woord nie. Al wat dit beteken, is dat die pyn goedaardig is, met ander woorde, dis nie gevaarlik nie, en dat selfs die dokters nie altyd presies kan sê waar dit vandaan kom nie. Goed, kom ons praat nou oor die een ding wat sekerlik die heeltyd in jou gedagtes is. Daai groot bekommernis. Kom ons spreek dit dadelik aan. Kyk gou hierna, 70%. Dis 7 uit elke 10 vroue wat een of ander tyd in hulle lewe borspyn kry. So as jy dit ervaar, weet net, jy is regtig nie alleen nie. Dis ongelooflik algemeen. En hier is die allerbelangrikste ding wat ek wil hê jy vandag moet hoor. As jy borspyn het, maar 'n dokter het jou ondersoek en alles lyk normaal, dan is jou kans dat daardie pyn enigsins met kanker te doen het, minder as 1%. Minder as 1. Dis ongelooflik laag. Laat dit 'n bietjie insink. Want jy sien, dis juist daardie vrees vir kanker wat dikwels die swaarste las is, né? Dis baie keer swaarder as die pyn self. Dit hou jou in die nag wakker, dit maak dit moeilik om by die werk te konsentreer, dit steel sommer net jou vreugde. En ons verstaan dit, regtig. Goed, so en nou dat ons hooplik daardie grootste vrees 'n bietjie kon kalmeer, kom ons kyk 'n bietjie dieper. Hoekom maak dit dan seer? Die antwoord is dalk nie heeltemal wat jy verwag nie. Oor die algemeen is daar 2 hoofsoorte pyn. Dink gou 'n bietjie watter een klink soos joune. Eers het ons sikliese pyn. Die woord siklies sê dit al, dit hou verband met jou maandelikse siklus. Dis daai dowwe, swaar gevoel, dikwels in albei borste, en is baie algemeen in jou 30s en 40s. Dan is daar nie sikliese pyn. Dis glad nie gekoppel aan jou siklus nie, sit dikwels op een spesifieke plekkie, en dit kan heeltyd daar wees. Dit sien ons weer meer by vroue rondom menopouse. Maar hoekom is dit seer? Wel, kom ons dink aan jou liggaam asof dit 'n alarmstelsel het. Jou senuwees is die sensors. Hulle stuur heeltyd boodskappe na die beheerkamer, wat jou brein is. En jou brein besluit dan, hier's 'n probleem, stuur 'n pynsein. Nou, hier's waar dit interessant raak. Soms is daai sensors, die senuwees in jou borste, net 'n bietjie oorsensitief. En dan is dit amper asof jou liggaam se alarmstelsel 'n onskuldige klein voeltjie vir 'n gevaarlike inbreker aansien. Die alarm gaan af en jy voel pyn, selfs al is daar absoluut geen gevaar of niks wat regtig fout is nie. Goed, dis nou alles goeie inligting, maar die vraag is, wat kan jy daarin doen? Die goeie nuus is, daar is 'n paar baie eenvoudige goed wat 'n groot verskil kan maak. Ons gaan na 3 dinge kyk. Nommer 1, gerusstelling en begrip. Nommer 2, 'n goeie ondersteunende bra. En nommer 3, eenvoudige pynverligting. Kom ons breek hulle vinnig af. En die eerste een is eintlik die kragtigste, glo dit of nie. Net deur te verstaan wat ons nou net bespreek het, dat jou kans op kanker baie laag is en dat dit dalk nie jou liggaam se alarmstelsel is wat bietjie oorywerig is, help reeds 7 uit 10 vroue om sommer dadelik beter te voel. Kennis is regtig jou grootste wapen hier. Nou vir die volgende een, en hierdie een is so eenvoudig, dis amper briljant. 'n Goeie, stewige, ondersteunende bra, dink aan 'n sportbra, kan die pyn vir tot 80% van vroue verbeter. 80%! Dis 'n reuse verskil vir so 'n klein verandering. En as die pyn nog steeds pla, kan jy pynverligting oorweeg. Daardie gels wat jy direk op die vel smeer, soos byvoorbeeld Voltaren, is dikwels fantasties. Hoekom? Want dit werk presies op die plek waar dit seer is, en dit gee jou nie al daai neeweffekte wat pille soms kan hê nie. OK, maar nou die belangrike vraag, wanneer is dit wel tyd om die dokter te gaan sien? Wanneer moet jy bietjie meer aandag gee? Kom ons maak dit baie duidelik en eenvoudig. Dis eintlik regtig eenvoudig. Jy moet beslis 'n dokter gaan sien as 1. Jy 'n nuwe knop voel of enigiets anders wat vir jou abnormaal voel. 2.
as die pyn regtig erg is en dit jou keer om jou normale dinge te doen, en 3, as jy hierdie eenvoudige stappe nou al vir so 3 maande probeer het en die pyn word net nie beter nie. So, wat is die een ding wat jy moet wegneem vandag? Dis dit. Borspyn is baie algemeen. Dis amper nooit iets ernstigs nie. En die heel belangrikste, jy het nou die kennis en die krag om dit te hanteer. Dis nie meer 'n groot onbekende vreesaanjaende ding nie. Jy is in beheer. En om dit te weet, maak al die verskil, né?